Ek het, is vir my so lekker, ek en Chantal het 'n gewoonte met ons verjaarsdae, dat ons koop nie vir mekaar geskenke nie, ons probeer altyd, wat ons noem real moments, just to have a special real moment. En dan al die jare vir, dink is nou al 34, 35 jaar, skryf ek vir Chantal 'n gedig, en toe ek nou eergister aand, wakker lê na ons, wie van julle onthou vir Marina Neft en Dani Pretorius, wat nou ook al vir seker oor die 20 jaar ons klank in die gemeente doen, in Dani se geval, en Marina is nou al vir baie mense in ons gemeente, sy is net 'n go-to person, jy weet, as daar kinders moet opgepas word, dan is Marina daar, as daar sushi gemaak moet word, is Marina daar, en 'n paar wonderlike goed, en ons het die voorreg gehad om Vrydag vir Marina en Dani te trou, en dit was 'n groot lekker. En ons het en toe ek nou die aand dink aan vir Chantal weet 'n gedig te skryf, en ek nou ek moet elke keer iets uitdink. En toe onthou ek, maar ons het net toe ons begin uitgaan het 'n sulke profesie oor haar lewe is 'n roos, en ek dink, is daar dalk 'n roos wat aan haar naam, wat dalk haar naam het? Chantal is 'n Franse naam, beteken enchantment, en ek dink toe wag, kom ek kyk, en so vraggies, daar's 'n Chantal roos, en toe, julle kan dit nou op Facebook kyk, baie van julle het mooi boodskapies gestuur, maar dit is vir my so beskryf, en toe ek nou hierdie roos se besondere unieke kwaliteite sien, dat dit so baie dieselfde is as Chantal, en so my vrou, ek vir jou baie, baie lief, jy is sy hou my heilig, en sy hou my by die Here, en sy is 'n ongelooflike inspirasie vir my, en vir elkeen van julle, en ek weet nie van mans nie, maar julle vrouens verjaar mos 'n week lank. So ek wil net sê, haar verjaarsdag het gister begin, hy gaan vandag aan, en ek hoor hy gaan nog in die week aan, solank julle my ook net so iewers saam nooi, dan is daar koek en so, en so baie te maar reg. Alright, het julle daai mikrofone nou reg? Okay, baie dankie. Kom ons sit net so, en dit moet net af my nie, asseblief nou sê. Vader, alles wat ons is, alles wat ons het ons uit u hand, vrylik en verniet ontvang. Niks is uit ons eie verdienste nie, alles is net u heerlike, reuse groot liefde en genade. En Vader, dankie, dankie, dankie vir elke geskenk. Kom ons, net waar jy sit, kom ons sê net vir die Here, dankie Here. Die geskenk van vriendskap, die geskenk van liefde, die geskenk van familie, die geskenk van saligheid en redding. Kom ons loof net die Here, net daar. Dankie Here. Dankie vir die geskenk van u teenwoordigheid in te kan gaan en u naby te beleef. Dankie Here vir u heerlikheid. Amen. Ek het onlangs begin met my studies, en een van die moeilike dinge wanneer jy met 'n akademiese tesis begin, is dat jy moet in die eerste plek iets skryf wat vir die wêreld gaan goed wees, jy moet een of ander voordeel, of vir die mensdom iets doen wat vir hulle voordeel sal wees. Maar dan die moeilikste deel is, jy moet iets uniek vind. En daar's mos nou duisende mense wat oor die jare tesisse gedoen het oor duisende onderwerpe. So waar kry jy nou daai een onderwerp wat niemand al belig het nie, of waar jy miskien verdere lig kan bring? En dit het my nou 2-3 maande gevat om by daai punt uit te kom. En typies Jan Oosthuizen is, ek gaan nou nie net alleen net by die huis kan doen nie, ek moet nou daaroor preek. So julle is nou vanoggend deel van my gedagtegang, en waar ek uiteindelik hopelik by 'n stuk lig uitgekom het. Terwyl ek eers het my gedagtes gewees, die van julle wat my nou baie goed ken, ek is maar altyd in die integrasie van kerk en besigheid. Ek glo die kerk het 'n reuse fout gemaak, deurdat ons sekulêre werk as sekulêr genoem het. Ek glo alle werk wat uit die hand van 'n kind van die Here voortspruit is aanbidding en is lofprysing aan die Here. En dis vir my 'n wesenlike belangrike ding dat ons daai skeidslyn tussen kerkwees en werk
moet verwyder en dat ons lewe hier in die samesyn van gelowiges is altyd lekkerder, is lekker om hier te kom sing, maar as ons hier uitgaan, dan moet daai werk voortgaan in ons beroepe en die maniere hoe ons inkomste verdien, dat dit nie net gaan daaroor om 'n geld te kry nie, maar dat dit daaroor gaan dat my lewe het betekenis. Kyk gou vir die ou langs jou en sê vir hom, my lewe het betekenis. Ja, dis 'n groot stelling. Nou, eers was ek in daai rigting om te dink oor die eklesia en die ekonomie, of ons hulle kan integreer, en toe sien ek, maar daar is al geweldige klomp skryfwerk rondom dit gedoen, en terwyl ek en my moderator een oggend gesels, sê hy vir my, sê Jan, I'm hearing you are talking about an epiphany. Ek sê, wat? Hy sê an epiphany. Ek sê, vloek jy my nou, of wat is dit nou? En ek moes dit nou ek kon dit nie eens spel nie, epiphany. En dit beteken 'n oomblik van verheldering, 'n oomblik van lig, 'n oomblik van, aha, sê gou aha. Alright. Dis daai oomblik waar jy werklike deurbraak sien. En as jy nou mooi daaroor gaan dink, en dis waaroor ek vanoggend gaan praat, is hoe om jou oomblik van verheldering te behou. Want kinders van die Here het kinders van die Here geraak, omdat ons iewers langs die pad 'n oomblik van verheldering gehad het, nie waar? Iewers het jy helderheid oor jou lewe, oor jouself, oor jou verhouding met die Here en oor wie hy is, en daai oomblik van helderheid maak dit jy jou knie buig en dat jy sê, Here, ek het jou nodig. En ek gaan nie kan voortgaan op hierdie traject van my lewe nie, ek moet 'n verandering maak. As jy kyk na die Bybel, dan is die Bybel 'n versameling van epiphanies. Dis 'n versameling van mense wat, van 'n Abraham wat beleef dat die Here hom roep vanuit sy mense, die Galdeërs, sy skoonpa Terah, en die Here hom roep, en het klink my, hy het 'n redelike welvaart gehad, en die Here sê vir hom, volg my, en ek sal jou die vader van menigte maak. En dit is natuurlik my tweede naam, Jan Abraham, en so ek verstaan hy naam, en dan sien ons dit dwarsdeur, nee, ons sien dit met 'n Isak, ons sien dit met 'n Moses, by 'n braambos ervaring, ons sien dit met Daniel in die leeukuil, en die visioene wat hy gehad het, ons sien dit reg deur die Bybel, tot ons kom by die groot epiphanies, die Paulus op die pad na Damaskus, waar hy die Here sien, en hy besef hy het op 'n verkeerde rigting geloop, hy moet 'n koersaanpassing maak. Nou sê my vrou nou, maar wat het dit nou met 'n akademiese tesis te doen, en hier is vanoggend se preek. 'n goddelike epiphany, 'n goddelike oomblik van verheldering, is wetenskaplik die grootste motivering vir 'n mens, wat inkomste, status, posisie, en enige van hierdie goed wat ons dink ons doen, hoekom ons doen wat ons doen, verbygaan. Mense wat 'n goddelike oomblik van verheldering aan hulle lewe al gehad het, kies gewoonlik so 'n nuwe koers, dat as dit hulle gaan kos en hulle werk verloor, en hulle alle teestand teen hulle kry, en Martin Luther, dan doen hy dit. Dan sê hy die dag, ek was daar in Wittenberg, het ek onder die boom gestaan, hy boom is nou al 'n paar 100 jaar oud, het ek en Chantal daar gestaan, en dit was die plek, waar hy hulle 'n galg gehang het, en vir hom gesê het, kies vandag, vir wie jy jou knie buig. Bely jou instituties, hierdie goed wat jy sê rondom protestantisme en reformatie, en gee jy loyaliteit aan die paus en in die kerk, en die katholieke kerk, en dan die bekende woorde, here I stand, I shall not be moved. Ek kan nie beweeg word nie. En dit was 'n epiphany, hy het 'n openbaring gehad, dat geloof kom deur redding, kom deur die geloof en nie deur werke nie. Jy kan nie gaan boete doen nie. Ek was daar in die Madeleine kathedraal in Parys, en jy moet, as jy nou daar gaan boete doen, moet jy nou gaan kies, wat se saint het jy nog al die meeste perks mee? Want jy kan nou kies, daar is so 6 aan hierdie kant, en 6 aan hierdie kant, en dan gaan steek jy nou maar jou kersie aan, en jou geldjie gooi jy daarin, want hierdie een gaan nou vir jou nou 'n pad maak, het jy jou gebede beantwoord kry, en ek staan nogal daar, en die volgende oomblik, en ek het julle al met high-tech boots in 'n kathedraal rondgeloop. Ek sal dit nie aanbeveel nie.
want dit squeak, en dit weer galm so deur daai marmer kathedrale, dat jy dink, liewe Vaderland, is ek nie die enigste mens in hierdie kathedraal, want so ver as ek loop, dan staan ek stil. Wie van julle kan mos nie stil staan nie, dan wil ek net so, en dan squeak, en daar op 'n stadium sien ek 'n man inkom, en ek kan sien hy is beswaard, en hy het een of ander krisis, en hy storm letterlik in, en hy gaan steek hierdie kersies aan, en hy klim letterlik oor al hierdie toue en goed, om by hierdie heilige te gaan, en sy voete te gaan raak, en te gaan huil, en te gaan op die Here gaan soek, en dan dink ek, goeieste, wat 'n voorreg het ons kinders van die Here, dat ons Jesus Christus ontvang het, en dat die voorhangsel geskeur is, en dat ons nou met vrymoedigheid in die troon van die Here kan ingaan. Amen! En dat ons nie hoef kersies aan te steek en oor goed te klim om die Here se heerlikheid te beleef nie. Wat 'n wonderwerk. So, hierdie oomblik van verheldering het baie van julle het wat vanoggend hier sit, is die goed wat jou laat besluit wat jy besluit. Tobias het 'n oomblik van verheldering gehad en ons het 'n plaas in Uganda. En dan dink Anne-Sophie, kyk so na glimlag, sy net so halfpad. Maar dit is 'n moeilike pad gewees, dit is 'n swaar pad gewees, en dan hoe hulle saam daai pad van verheldering weer gaan soek het, is ons op die regte pad, moes ons hierdie goed doen, is dit die regte ding, en dan kry jy weer 'n oomblik, waar die Here vir jou helderheid gee. Wie kan hiermee assosieer? Wie van julle wat vanoggend na my luister, het al oomblikke van verheldering gehad? Ek dink as ek vir pastoor Richard 'n kans gee om sy getuienis te vertel, hoekom hy vandag in Klein Willem is. En dis 'n oomblik van lig, dis 'n oomblik waar jy weet, okay, dis wat ek moet doen. Ek weet daar agter sit 'n koppel wat ons volgende naweek gaan trou, en hulle het ook skynbaar 'n oomblik van verheldering gehad wat toe nou nie net oor mekaar gegaan het nie, maar die Here was dan daar iewers in Kobus se kerk. En dit is vir my so mooi om hulle storie te hoor, hoe Kobus die Here gesoek het en die Here vir hom lig gegee het, en omdat die Here hom gelei het, en vir Karike, hoe die Here julle gelei het, het julle uiteindelik by mekaar uitgekom, en een van die dae gaan ons julle trou. So, maak dit so vir 'n oomblik en sê net, Here, dankie. Here, dankie vir oomblikke van lig. U is die lamp vir ons voet en die lig vir ons pad. U is die lig waarna toe ons hinker en wat ons vanaf leef. U is die begin en die einde. U is die North Star. U is die noordkompas wat ons rig. Ons volg u lig in Jesus naam. En almal sê? Nou my skrifgedeelte vir oggend sal julle, en ek gaan 'n paar skrifgedeeltes deel, maar Psalm 119 vers 105 is vir my 'n kernvers, en wie van julle weet dat Psalm 119 is die langste Psalm in die Bybel, né? Dis die. En as jy nou die Psalm gaan lees, dan eintlik sê hy vir hierdie baie lang tekste wat daar in 119 staan, sê hy maar net op verskillende maniere oor en oor dankie. Dankie vir God se raadsplan, dankie vir God se beginsels, dankie vir God se wette, dankie vir God se beginsels, ek moet so kan sê. Dis waar die hele Psalm gaan, en dis vir my so 'n mooi versameling, want presies dis waar ek vanoggend praat, is dat ons almal wat vanoggend hier sit, laat nie ons lewe rig net deur Landbou Weekblad en CNN of BBC of nuus of een of ander iets wat gebeur nie. Ons sit vanoggend hier want ons het besluit, ons wil onsself laat lei deur die woord van die Here. So die skrif sê, Psalm 119 vers 105, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Onthou ek het jare terug hieroor begin preek, en ek het altyd so 'n sêding gehad, en sê ek, jongens, jy in 'n krisis is, moenie dink nie, maak jou Bybel oop. Wie weet, dit kan nogal werk. Moenie dink nie, moenie nou, wat moet ek nou doen nie? Maak jou Bybel oop. Dis letterlik wat gebeur, en Tannie Lena Silje was in my Bybelskool, en ek het dit nou, sy het dit te harte geneem, want 2 uur daai nag, toe raak oom Shaal is badkamer toe, en sy hoor 'n slag, en sy besef hier's groot fout, en toe sy badkamer toe hardloop, het hy 'n beroerte, en hy het daar in die badkamer neergeval, en hy lê daar teen die vloer, en sy weet nie wat om te doen nie, en sy bel die ambulans dadelik en die dokters om te kom, en terwyl sy wag vir hom te kom, onthou sy, Jan het gesê, moenie dink nie, maak die Bybel oop.
En sy maak die Bybel oop en die Here praat met haar en die Here sê vir oom Shaal gaan lewe, hy gaan nie sterwe nie. En hulle is hospitaal toe, nou julle weet, 'n beroerte het 'n sekere tyd, wat as jy nie regkom uit dit uit nie, dan is dit permanente skade. En so die ure aangestap en ons het almal gebel en vir haar gebid, dan sê ek dan Elena, gaan dit met hom Shaal? Nee, die Here het gesê, sê sy. Sy sê nie wat die dokter sê nie. Sy sê die Here het gesê hy gaan lewe. En hy gaan alright wees en hy gaan niks hiervan oorhou nie. En nou count ons almal die ure en so gaan die uur oor die uur wat om Shaal moet bykom. En ek is nou bekommerd en ek bel weer vir Tannie Lena, ek sê hoe gaan dit? En sy sê die Here het gesê. En vandag, oom Shaal is nou oorlede, is hele klomp jaar later, oom Shaal het heeltemal recover van daai beroerte. En die Here het vir op grond van daai woord, het die Here vir haar lig gegee in daai situasie, om vir haar te lei en hoe sy moet maak. Nou ek wil vanoggend 'n boek, julle weet ek lees baie, maar 'n boek wat ek baie sterk sou aanbeveel. En in ons gemeente glo ook dat daar's altyd bietjie waarheid te vind, ook in plekke waar ons dink as Christene sal jy sê, maar Christene lees nie boeke, soos nou verlede week het ek 'n positiewe stelling gemaak oor die paus. En dan kan klomp mense nou baie negatief wees, ja, maar die paus is verkeerd en hy is die ateïs en hy is die weet nie wat alles nie. Dan sê ek, weet jy wat, daar is sekere oomblikke so, of die anti-Christ, nie die ateïs nie. Maar daar was oomblikke in sy lewe waar ek Jesus Christus gesien het, en ek dink om as 'n staatsman met sy kapasiteit, met sy invloed, 'n lewe te geleef het van nederigheid en nie al die welvaart wat jy gewoonlik met veral prosperity leer, manne met fancy karre en blink suits en so aan, en hy die pad van armoede gekies. Vir dit sal ek hom eer. Ek kry iets goed. Wie van julle hou van vis? Ja, hierdie vis. Wat doen jy met die grate? Is die grate uit. So, Joshua Abraham Heschel, en is in die notas, hulle sal vir julle nou die Tian sê vir ons die notas link opsit, sal julle die link na die boek ook kry. Hy het hele klomp boeke geskryf, ek oor die 10-12 boeke geskryf, maar hy was 'n Joodse scholar, en wat hom uniek maak, is dat hy het meer aansien gehad as 'n prediker onder Christene, as onder sy eie Joodse kringe, alhoewel hy 'n rabbi was en hoof van hulle teologiese skool, en dis waar Joshua Heschel baie bekendheid verwerf het. En ek geniet sy manier van hoe hy dink oor die Here, en veral hoe hy dink oor openbaring, en hoe hy dink oor die woord van die Here. En hy was natuurlik ook 'n groot ondersteuner gewees, en word op 'n foto gesien waar hy saam met Martin Luther King tydens die revolusie van die bevryding van menseregte in Amerika, was hy een van die voorlopers gewees. So ek wil vir julle aanbeveel, as julle nou lus is vir bietjie lekker leefstof wat dieper is en wat jou gaan stig, dan sal ek dit baie aanbeveel. Nou, so ek wil vanoggend dan praat oor 7 beginsels, hoe ons verheldering kan behou. Met ander woorde, hoe kan ek my helderheid behou? Ons weet daar is sulke oomblikke. Die eerste is, God laat toe dat God jou onderbreek. Want die helderheid wat Christus gee, is baie keer 'n weerligstraal. Wie kan daarmee assosieer? Hierdie helderheid oomblikke is baie keer iets wat ek wens jy dink julle jy kan 'n weerligstraal kan jou manipuleer? Kan jy kies wanneer hy kom? Kan jy besluit waar hy gaan val? Nee. So die eerste ding wat ons moet besef wanneer ons praat van hierdie oomblikheid van helderheid, is soos 'n weerligstraal. Dis daar, maar ons kan dit nie manipuleer nie. Ons moet die atmosfeer skep en ons kan dit doen, ons kan 'n paar hoë goed in die lug opsteek en dan die kans dat ons miskien dan getref word is goed. Maar eintlik kan ons nie beheer hoe die Here met ons praat nie. Wie kan daarmee assosieer? Ek wens ons kan vir die Here sê, Here, 'n 9 uur vanaand, dit pas my, ek dink is nice as jy dan, terwyl jy ook baie besig is, maar ek verbaas my baie keer hoe mense so godsdienstig kan wees, so wanneer hulle bid en hoe lank hulle bid, en ons moet daai goed doen, maar ek het agtergekom, die Here het heeltemal sy eie timing. Wie van julle het agtergekom? Hy is nie 'n mens nie, en hy laat hom nie deur ons dikteer nie, en hy kyk diep in ons harte, of wat is ons motiewe.
Handelinge 9 vers 3 is Paulus se bekering oomblik en dan staan daar en skielik het daar 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Paulus was op pad na Damaskus. Dis 'n gewone dag, hy wou briewe gaan afhandel en gaan afgee vir nog 'n klomp gelowiges wat hy voel van die pad buiste geraak het en wat vervolg moet word. So hy het gedink hy doen die Here 'n guns. En toe tref die Here hom. En Heschel sê dit so mooi en hy het 'n boek daaroor geskryf, God in search for man. Not man in search for God. En dan die hele boek handel oor hierdie beginsel is dat God soek 'n mens wat hy kan gebruik. En God het ons nodig, soos wat ons hom nodig, en aan een kant ons het hom nie nodig nie, of hy het ons nie nodig nie, as God, maar tog in terme van sy saligheid, sy redding en sy vrede wat hy in hierdie wêreld wil bring, het hy ons nodig. Ek onthou, ek het een aand, is daar nou moeilike mense met wie ek 'n afspraak gemaak het, en gewoonlik hoe ek dit doen, as mense met hulle probleme kom, probeer ek nie te vinnig antwoorde gee nie, ek laat hulle mos nou verduidelik, en toe hulle nou klaar verduidelik, dink ek, Here, ek dink nie 'n prokureur, 7 dokters, 4 spesialiste, nog 3 sielkundiges gaan hierdie besigheid oplos nie. En ek gaan die aand na die tyd te gaan bid ek en nou praat ek met die Here oor die probleem. En dis wie van julle het al so gebid dat jy vir die Here inlig en dan besef jy hy word nie ingelig, hy weet al. So nou vertel ek vir die Here van die probleem en toe ek so halfpad besig is, besef ek maar okay, hy weet van die probleem. Nou weet ek nie wat om te bid en nou sê ek okay Here, so jy weet van die probleem. Toe wil ek vir die Here sê, maar ek dink ek is die verkeerde ou en toe besef ek, maar ek kan ook nie dit vir hom sê nie, want hulle het soort van by my uitgekom op 'n wonderwerk. Ek dink, hoe gaan ek nou bid? Dan sê ek, Here, dit lyk vir my dat jy dink die antwoord is in my. En eers wil ek dit nie glo nie, en dan besef ek toe nou later, maar okay, daar's 'n rede, en okay. Nou ja. Ek is baie lief vir Peter Kreeft, en op sy filosoof, hy het 70 boeke geskryf, hy is nou 87 jaar oud, hy is 'n filosoof van die Boston University, en hy surf nog. Alright, so dis 'n cool oom. En hy het so 'n comedy plakker op sy deur vir die studente, en dan staan daar 2 skilpaaie wat met mekaar praat, dan sê die een skilpad vir die ander een, weet jy wat, ek kan nie verstaan waar die Here is, en hoekom hy niks doen aan die armoede, en die onreg, en al die verkeerd wat in hierdie lewe aan die gang is nie. Dan sê die ander skilpad vir hom, ek dink die Here gaan jou dieselfde vraag vra as jy by hom kom. Punt 2. Sê gou die woordjie reverence. Reverent. Alright, julle is mos 'n Engelse, julle reverence. Reverence. Verwondering, leef in verwondering. Dis iets wat in ons samelewing, onder ons jong mense iewers langs die pad verlore geraak het. Ons het nie meer reverence vir niks nie. Ons het nie reverence vir ons ouers nie vir ou mense nie vir leiers nie vir strukture nie vir gesag nie vir enigiets nie, want ek is mos God. En Heschel sê dit baie mooi, dat hy sê dat ons kan nie in hierdie lewe verhelder word, terwyl ons self verhelder is nie. Hy sê, vir jou om verheldering buitekant jou te sien, moet jy eers donker word, en die lig hier binne so half in 'n mate bietjie uitsit, sodat jy die lig om jou kan raak sien. En jong mense is so selfbehept, want nie net jong mense, die meeste van ons is so self met onsself besig. En wie van julle weet dat dis baie keer wonderlik. Ek het gister in die laaste paar dae vir my wonderlik en vir my lekker om in verwondering en reverence vir my vrou te wees, want ek dink sy is amazing. Sy is pretty cool. Met my getroud te wees vir 35 jaar, met sy al die medaljes kry. Vat hom my liefie. En reverence vir kerk. Wie van julle het reverence vir kerk? Die reverence van julle. Die reverence van hierdie mense. Dis vir my so lekker as ek vanoggend vir Richard op die spot kan sit. Ek like dit van mense wat like om op die spot gesit te word. Hy stap nog so in as ek speel dromme. Dan vat hy hom. Dis lekker.
Maar dis reverence, nee, om met mekaar in eerbied. Luister mense, wanneer 'n verhouding sy eerbied verloor het, is die verhouding in die moeilikheid. Wanneer daar nie meer eerbied, ek vloek, ek kan net sê wat ek wil sê, ek kan dit net verloor soos wat ek het verloor. Jy sal nie dit voor Madiba doen nie vir die president nie, of voor iemand wat jy baie respek vir het nie. Maar as jy dit kan vir jou ma sê, net wat jy wil sê, ekskuus, jammer mense. Jong mense, dink dit hulle kan sê wat hulle wil sê. Luister. Daar's veronderstel om 'n iewers, party ons het nog nie die filter gekry nie, maar what's in the head and what's in the mouth, there's supposed to be a filter somewhere in the. Jy kan nie net wat jy dink sê nie, sê gou amen. Jy moet 'n bietjie dink. Want wat jy uitkom, het dit reverence of het dit nie. Spreuke 9 vers 10. Dis my pragtige vers. Dis 'n vers wat almal van ons op ons karre moet plak, teen ons mure moet hê, op ons selfoonskerms moet hê. Jy kan hom sommer nou iewers skryf en hom iewers plak. Gaan maak 'n moeite iemand hiervan. Spreuke 9 vers 10. Onthou, hierdie is die heel laaste vers nadat Salomo al die wyshede wat hy al ooit bespreek het, gedink het oor die lewe, en hy dink hoe die lewe werk, en dan kom hy met hierdie sinnetjie: die vrees van die Here is die begin van wysheid. Is dit nie mooi nie? Guys, this is it. En daar behoort in awe, verwondering te wees oor die lewe. Maar Heschel gaan aan, hy sê, man, mens moet jou partykeer verwonder vir 'n voeltjie wat op 'n takkie sit in die pragtige kleure van 'n voeltjie. Hy sê, ons soek partykeer verwondering in die groot goed. Hy sê die verwondering en die verheldering van die gees lê partykeer in die klein goedjies. Wie kan daarmee amen sê? Dis om 'n sonsondergang nie te mis nie. En om af te neem. Dis om vir 'n oomblik daai koel liggie wat so deur die takke kom met 'n warm klein William middag. En dan dink jy, genade. Verwondering. Iemand Heschel sê dit eintlik baie mooi. Hy sê die enigste manier om in verheldering te leef as nie net nou oomblikke, soos ek nou gesê het, weerligstraal oomblikke. Nee, wie van julle wil gereeld verheldering hê? Wel, om in verheldering te leef, moet ons in verwondering leef. Punt 3. En dis waaroor my teses gaan, is die toets elke openbaring aan Christus self. Nie alle epiphanies was goed nie, of is goed nie. Ek wil 'n storie vertel van 'n Xhosa dogter, Nongqawuse. Nongqawuse was 'n dogter van die koning van die Xhosas in 1857, en sy was 'n profetiese gawe gehad onder die mense, en sy het 'n visioen gehad dat as hulle as volk al hulle beeste sal offer vir die gode, sal die gode al die wit mense in die see indryf. 400,000 beeste is doodgemaak. Duisende mense het hulle lewens verloor as gevolg van die hongersnood wat gevolg het omdat iemand 'n visioen gehad het wat mense geglo het. Wie van julle weet dat nie almal se visioene is die waarheid nie? Nie alle epiphanies is noodwendig die goed waarna ons moet luister nie. Partykeer het jong mense of meisies, en dan ek moet nou ophou teen julle diskrimineer, jong mense, alle mense, meeste mense, is dat wanneer jy mos nou iemand jou seer gemaak het, ek weet dit gebeur baie min in ons gemeente, want ons is sulke wonderlike heilige mense. Wanneer jy iemand seer gemaak het, of wanneer iemand jou seer gemaak het, dan dink jy mos sulke gedagtes, ek wil jou nooit weer sien. En dan dink jy kan daai, Star Trek Spock, jy wil nie daai knoppie druk wat hy net so voep en dan is hy weg. Wie het al dit gewens? 'n Paar mense weggewens. Ek wens dat daai mense wil net, can I just translate him, you know? 1 Johannes 4 vers 1. 1 Johannes 4 vers 1. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar beproef die geeste of hulle uit God is. Weerens Psalm 119 vers 5 sê, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Mense, laat ons lei deur die lig van God se woord. Nie die lig van vreemde openbarings nie, kan ek dit weer sê.
Dis wat Heschel noem, hy het ook 'n boekie oorgeskryf, is the divine pathos. Julle kan dit iewers neerskryf, is my so 'n mooi manier, the divine pathos. En dis ook 'n ander manier om vanoggend se preek kon ek wou eers dit die tema gemaak het, the divine pathos, maar hy sê God openbaar nooit homself nie, God openbaar altyd sy weg. God openbaar baie min dat hy homself asof hy met op 'n spieelkas staan en jy vir hom dat hy vir jou kan sê hoe mooi hy is. En wat openbaar God? Sy weg, sy manier van leef, sy manier van doen, sy manier van hoe jy hierdie situasie moet hanteer. Ek sê vir Natasha, I've been saying to you guys that you're going through a tough time, and I say find the redemptive path. It's not easy. It's hugely difficult. Wanneer dit dringe en issues en kwessies en al die goed wat om jou is, maar wat is die regte pad hier? Wie kan hiermee identifiseer? Hoe moet ek hierdie moeilike mens hanteer? Hoe moet ek hierdie baas hanteer? Hoe moet ek hierdie situasie hanteer? Het ek my werk verloor? Hoe moet ek dit hanteer? Het ek my beste maat het van my geskinder en die vriendskap verbreek? Hoe moet ek dit hanteer? Wat's the divine pathos? Is om daai pad te kry en dit te toets aan die woord. Sê die woord is die lig wat die lig toets. Dis 'n mooi stelling. Daar's baie lig wat mense as openbaring sien, maar die woord toets die lig of daai lig, daai verheldering van die Here is of nie. Dis hoekom ons die woord moet ken, dis hoekom ons die Bybel moet bestudeer, want hoe meer ons die woord ken, hoe meer kan ons valse lig vinnig sien, nie waar nie? Kan jy sien, hier's iets nie heeltemal lekker, iets klink heeltemal reg nie, want ek ken die woord van die Here. Laat julle denke en ervaring mekaar versterk. Punt 4. Hierdie is 'n moeilike een, want die meeste mense sê, ja, ek dink oor dinge en ander ouens sê nee, ek voel dinge. Ek het 'n gut. En moet ek nou tussen my kop en my hart besluit? Is my hart, my kop, my hart? Albei. Daar's 'n klomp mense wat hartsbesluite gemaak het en groot fout gemaak het, en daar's 'n groot klomp mense wat kopbesluite gemaak het wat groot foute gemaak het. Wie van julle weet die geheim is in die balance? Ek moet dink oor die gevolge en ek moet dink oor wat ek moet doen, maar ek moet nie oordink nie. Baie jong mense sukkel met oordink, hulle dink hulle self in 'n standstil in. Ek verduidelik dit altyd soos iemand wat besluit of hy wil links of regs draai, en dan staan hy by die stopstraat en draai die stuur links. En dan regs. En later is daar net 'n gat in die pad, 2. Wie van julle weet dit, wanneer dit met jou sleg gaan? Kom aan, wie wees eerlik? Wanneer jy in 'n slegte plek is, gaan kerk toe. Al gaan sit jy net en bly stil en jy doen niks, jy sit net daar. Want in die atmosfeer van gelowiges, kom aan, wie weet, gebeur daar iets. Word jy opgelig, kry jy 'n antwoord. De Vries het verlede week vertel, hy op die trap kom sit dit en moedeloos wees en donker wees, en toe kom iemand verby en hulle gee vir hom lig, en hy beleef 'n oomblik van helderheid wat vir hom gesê het, nee, daar's 'n beter manier. Spreuke 11 vers 14. Hy sê, waar geen raad is nie, val die volk, maar redding is in die menigte raadgewers. Ek het baie keer al mense gehad wat na my toe kom, ja, die Here sê, dan dink ek, wel, wat moet ek nou sê? As die Here nou klaar vir jou gesê het wat die Here sê, dan moet ek net sê, well, praise the Lord, brother, go for it. Ek sal sien of dit die Here is oor 'n jaar of wel. Party mense, as die Here met hulle gepraat, dan moet hulle Cairo toe, en dan moet hulle Afghanistan toe, en dan moet hulle soontoe daai pad maak skool. As die Here praat, sal daar 'n konsekwente een rigting wees, want dis hoe God werk. So daar's 'n plek dat ons die gelowiges nodig het. Sê net gou vir die ou langs jou, sê dit met emosie. Moet nooit jouself isoleer nie. Ek's ernstig. Ons moet dit vir mekaar sê. Want ons instink is dat as ons met ons swaar is, dan isoleer ons onsself. Is dit nie so nie? So ons moet dit hoor, moenie jouself isoleer nie. Soek die gemeenskap van gelowiges. 6. Leiding verfyn en verdiep jou openbaring. Leiding.
Ai, mense, ons moet net die lewe lekker hê. Everything keeps going right, Toyota. So kom almal te jou tyd. Ja. Alwen sê dit is waar. Ek hou van om deur die Noordster te ry. Hulle noem hom Mercedes. Ja. Ja, dat ek 'n ou Mercedes. Romeine 5 vers 3 sê ons roem ook in verdrukkinge. Van verdrukking werk lydsaamheid, lydsaamheid beproefdheid en beproefdheid hoop. Luister mense, die van julle wat hou van gym, die van julle weet, you don't build a body without pulling weights. Daar's in die gym, ek sê elke gimnasium het dit in, no pain, no gain. As jy wil vorentoe gaan, moet jy bietjie swaar kry. Ek onthou ek het eendag by iemand gewees wat terminaal siek is. En toe al vir 6 maande in 'n bed vasgekluister is en toe ek by hom kom, ek vra hoe gaan dit. Hy sê vir my, Jan, ek verlang om net weer te kan sweet en nie van koors nie. Weet jy hoe lekker is om te kan sweet vir werk? Sweet onder die son, sweet. Wie van julle weet, kom aan, dis lekker. Nie stink sweet nie, nee, dis lekker. Jy gaan slaap lekker as jy so 'n bietjie gesweet het. 'n Bietjie gewerk het, bietjie toksines uit jou liggaam uitgekry het. Sê amen. So die waarheid is dat Jesus, Petrus, Paulus, Luther, Calvin, al die groot kerkleiers deur die eeue het nog altyd lyding verduur vir dit wat hulle geglo het. Dit kom saam met soos hulle sê, it comes with the territory. Mense, dis deur die smeltkroes van lyding waar ons, wie weet waarvan ek praat, waar jou helderheid, jou lig 'n torch word. Waar groot lig 'n laserstraal word. Is dit nie mooi gesê nie? Dit gebeur in lyding, dit gebeur in swaar kry. Want jy weet waarvan jy praat. Dis nie maar net hoe besigheid nie. Jy's deur die goed. En ek sluit af, laaste punt, wandel in die waarheid. Gehoorsaamheid is die bewys van die lig. Aan die einde van die dag sê hy so baie mooi. Hy sê vir epiphanies, al die baie mense is vreeslik helder, maar dis net in hulle koppe. Hy sê helderheid kom wanneer jy doen. En wanneer jy gehoorsaam is. En aan die einde van die dag word jou dade die ligbakens van helderheid vir 'n populasie, vir 'n gemeenskap en vir die mense om jou. En dis hoekom hy deelgeneem het. Hy het so baie mooi gesê toe hy deel was van daai bekende optog waar Martin Luther King die bekende toespraak gebring het van I have a dream. Hy sê while he was walking, hulle het so 'n protes optog gehad. Hy sê my legs were praying. I felt like my legs were praying. Is nie mooi gesê nie. Gevoel asof ek is 'n gebed, my hele wese is 'n gebed. Wie van julle weet vanoggend is jou plaas, Dirkie, Liesel, Tobias, julle plaas is 'n ligbaken. Dit wat jy geplant het, daai goed wat opgekom het, kyk gou. Daai goed wat groei is 'n ligbaken. Dis 'n evidence van die lig. Die goeie vrug wat ons lewens dra. Sê gou amen. Ons lewe, ons getuienis, ons legacies wat ons nalaat, is die lig wat dan hierdie verheldering wat net 'n epitoom was, net 'n epiphany, net 'n revelation was, word skielik 'n werklikheid. Die vlees Jesus het vlees geword. Hy het kom beliggaam die openbaring wat hy gehad het. Ek is Chantal ry gister huis toe en terwyl ons ry, luister ons 'n toespraak van Heschel se dogter. En 'n uur en 'n half lank besing sy haar pa. Sonder om hom nou te idolize. Net sy sê, my pa het geleef wat hy gepreek het en gepraat het. Sy sê jy het nooit in sy teenwoordigheid gewees dat jy nie verhelder daar weggestap het nie. Is dit nie 'n mooi manier hoe ons moet leef nie, mense? Dat ons so sal leef dat geen mens wat ooit in aanraking met ons kom nie wegstap met 'n oomblik van verheldering, van lig, wat ons vir hulle kan gee nie. Sê amen. Sê ek is verhelder. Ons gaan saam bid, mense, en wat ek voor bid en wat ons vir die Here voor vertrou, is dat
Wie van julle weet, ek staan nou aan by die troue, staan ons daar om die vuur met 'n klomp mense wat ons nou gaste kom ons nou van heinde en ver en dan vra ek vir hulle, het julle hoop vir Suid-Afrika? Is dat so boos? En een man sê toe maar, kan 'n mens dan nou hoop hê? Is daar nog hoop? Is daar nog iets waarvoor ons kan hoop? En ek besef, ons wêreld is de mekaar, wie weet, dit gaan roffie om ons. En dan kom sê die Here vir my vanoggend, Jan, wees jy die lig? Harvester, wees jy die lig? Kyk gou vir die ou langs jou, sê, wees jy die lig? Mama wil vir haar 2 seentjies, die tweeling wil sy maniere leer. En die roomhuiskar kom verby. En toe sy by die roomhuiskar kom te sê, ma'am, you have my last ice cream, I only have one left. Dit is 'n goeie geleentheid, sy koop die een roomhuis en sy kyk in die twee en sy sê, toe, julle moet deel. Sy sê, want Jesus het gedeel. En Jesus sal altyd vir sy boetie gee, eerder as om te ontvang. Die een kyk aan die ander en sê, okay, wees jy eerste Jesus. God bless you. Kom ons hou nagmaal.